Jy sien 'n Nike afslag van 30%. Dit klink lekker, né? Maar wat as jy 100 vrugte verkoop en 20 is vrot? En wat as elke item verskillende afslag het? Hoe weet jy hoeveel jy regtig spaar of verloor? In vandag se video wys ek jou hoe om hierdie probleme maklik op te los en dalk ook hoe om slimmer inkopies te doen. As jy hierdie video's geniet, like, subscribe en deel met 'n vriend, want vandag gaan ons jou probleem oplos. Ter voorbereiding van die rugby kampioenskap het Nike 'n uitverkoping op Springbok treye. Jy wil graag die eerste Springbok toets van die United Rugby Championship op Ellis Park teen Australië gaan kyk. Jy sien daar is 3 opsies beskikbaar by jou naaste winkel. 'n Pre-match jersey op 'n 20% afslag vir R1200 volprys, maar hy's nou op 'n 20% afslag. Die anniversary jersey volprys R1800, hy's op 'n 25% afslag. En dan laastens die replica jersey, R2500 volprys op 'n 10% afslag. In die video doen ons 4 voorbeelde waar ons 'n paar bewerkings gaan doen op wat die persentasie afslag is, wat die afslagbedrag is en ons kyk wat die totale koste sal wees as jy 'n paar van hierdie treye koop vir jou en vir jou vriende of jou familie. Eerste enetjie, hoeveel sou jy op die 3 treye gesamentlik spandeer sonder die afslag? So ek het net daar regs vir jou die prentjie gaan insit dat jy ook lekker kan sien net wat die bedrag is sonder dat ons hoef te skrol. So die eerste vraag is, wat sal ons gesamentlik spandeer? Daai sê vir my, ons gaan dit moet optel sonder afslag. Kern, en hy tel net 2 punte. So ons begin van die begin af en ons skryf ons 'n getalsin, so ons sê die totale koste is gelyk aan, wat is ons 3 treye wat ons het? Dis die pre-match plus die anniversary plus die replica. Pause gou die video en doen daai enetjie self. Jy is welkom dan klein bietjie vorentoe te skiep as jy sou wou om te kyk of jy die regte antwoord het. Ons pre-match jersey is R1200. Ons anniversary jersey is R1800 en die replica jersey is R2500. Ek gaan dit net onder mekaar skryf dat ons die berekeningkie kan doen. So 1200 plus 1800 plus 2500. Okay. 0, 0, 2 plus 8 is 10, plus nog 5 is 15, 1 plus 1 is 2, plus 2 is 4, plus nog 1 is 5. Okay, so ons totale koste sien ons daar is R5.500. So die som van die antwoord het ons nou hier bereken. Som van beteken mos ons plus. So die som van daai 3 bedrae is R5.500. So basies gaan ons dan net 'n antwoordsin skryf en ons sê, okay, so ons het bepaal die totale koste vir hierdie 3 treye sonder 'n afslag is R5.500. Punte toekenning, jy sal waarskynlik vir 2 punte net 'n punt kry daarvoor dat jy besef het jy moet die 3 bedrae sonder 'n afslag saam gaan optel en 'n punt vir jou finale antwoord van R5.500. Volgende een, watter een van die 3 treye bied die grootste afslag in randwaarde? So hulle wil weet wat is die grootste afslag en ons antwoord is in randwaarde. As ons net sou gaan kyk na persentasies kan ons sien hierdie pre-match is op 'n 20% afslag, anniversary op 25% en replica op 10%. Maar dan moet jy net onthou, daai 10% of 25%, dit hang als af van hoe groot jou actual aankoopprys is. So hulle wil weet wat die een bied die grootste afslag in randwaarde. So wat gaan ons nou doen? Ons gaan die 3 treye se afslagbedrag in fisies maar net in randwaarde gaan uitwerk vir elke een van die individuele treye. Ek begin met die eerste enetjie, ons pre-match. So die pre-match jersey. Okay, watter een van die 3 treye bied die grootste afslag? So die pre-match jersey is op 'n 20% afslag. So daai is 20% van R1200. Okay. 20% beteken 20 op 100. Van beteken mal. Kom ek skryf dit net lekker onder die van. Van beteken mal en ons skryf 1200 op 1.
Nou kan ons lekker gaan kyk, wat is my grootste gemeene faktor? So daar gaan 'n 100 kan in homself ingaan en 'n 100 kan in 'n 1200 ingaan. So ek sou sê deel 'n 100 deur homself, 100 gaan in 100 in 1 keer, 100 gaan in 1200 in 12 keer. En nou het ons onder net letterlik 1 maal 1 en bo 20 maal 12. Okay, so jy is welkom om 'n berekeningkie aan die kant te doen as nodig. Ek gaan nou net sommer met die sakrekenaar sê 12 maal 2 is 24 en ons gaan sit net 'n 0 by. So dit is R240. So daar het ons uitgewerk wat is die afslagbedrag op die pre-match jersey. Die volgende een sal dan wees die anniversary try. Okay, ek gaan net sê anniversary afslag. En dan gaan net hierby gaan sit ook afslag. Ekskuus, ons sou dit nou eintlik al langs aan gesit het. Ek wil net seker maak ons stel dit duidelik. So my anniversary try se afslag, hy is op 'n 25% afslag. So dis 25% van die totale R1800. So dis presies dieselfde proses. 25 op 100 maal 1800 op 1. Grootste gemeene faktor is weer eens 100. So 25 maal 18 en 25 maal 18 gee vir ons R450. So op die pre-match jersey het ons R240 af. Op die anniversary jersey het ons R450 afslag. En dan die laaste enetjie gaan ons uitwerk op die matchday replika. Nou is my vraag vir jou, dink jy daai 10% afslag op 2500 gaan groter wees as daai? As jy 'n lekker vinnige hoofrekeningkie doen, behoort jy uit jou kop uit te kan vasstel of dit is of nie. Laat weet vir ons in die comments of jy dit reg gekry het. So daai ene is op 'n 10% afslag. So dit is 10% van R2500. Okay. En 10% beteken 10 op 100. Sien julle dat ons elke keer letterlik presies dieselfde proses volg. Dit is nie moeilik nie. Ons herhaal net die proses en herhaal net die proses. Grootste gemeene faktor, 100 gaan in homself in 1 keer, 100 gaan in 2500 in 25 keer en 25 maal 10 gee vir ons 250. So daar het ons R250 afslag. So die vraag was van die begin af gewees, watter een van die 3 trye? So hulle wil nie weet wat is die afslagbedrag, wat is die afslagbedrag gekombineerd nie. Hulle vra watter een van die 3 trye gee die grootste afslag in randwaarde. En ons antwoord is 240, 450 of 250. Ons kan daar sien duidelik 450 is die grootste bedrag. So die grootste afslag, watter een van die 3 trye gee die grootste? So die grootste afslag is anniversary. En ek sal net deeglik wees en sê met R450 afslag. Okay, punte toekenning. Daar het ons gesien hy is 7 punte werd. Waar sal ons punte kry? Ons getalsinnetjie, ons antwoord, ons bewerkingkie, ons antwoord, ons bewerking en ons antwoord, so 2, 4, 6 en dan 'n punt daarvoor dat jy die goue lyntjie kon kry. Okay, 7 punte in totaal. Die grootste afslag is op die anniversary jersey. Volgende een, hoeveel bespaar jy deur die afslag? Okay, so ons totale besparing is eintlik wat ons hier wil bepaal. Hoeveel bespaar jy deur die afslag? So ons wil vasstel wat is die totale besparing op die 3 trye. So ons 3 trye is natuurlik die pre-match plus anniversary plus die replika. En onthou, dis nie die aankoopprys nie, dit is die afslagprys. Dis die afslagprys. So ons het hierbo gesien, ek gaan net gou sommer so copy and paste van ons prentjie af. Kyk of kan ons dit doen. Rekenaars twee nou so 'n bietjie met my. Maak ons los maar net daar. So daai afslag was gewees R240. Ek gaan dit net hier inskryf en R450 en
R250. Okay. So die pre-match se afslag was R240, die anniversary try se afslag was R450 en die replika sin was R250. Hoeveel bespaar jy deur die afslag? Daarin sal waarskynlik weer net 2 punte tel. Jy kan nou daar onder mekaar gaan optel, maar op graad 8 vlak kan jy waarskynlik jou sakrekenaar gebruik. Die totale besparing is dan R940. Antwoordsin, hoeveel bespaar jy deur die afslag? Jy bespaar R940 deur die afslag. Dis nou as jy een van elke try koop, né? Punte toekenning, punt daarvoor dat jy besef het jy moet gaan optel, punt daarvoor dat jy 'n finale antwoord het, moontlik vir 'n antwoordsin, so hy gaan of daar toegeken word. Dit hang maar net af of jou onderwyser verwag dat jy 'n getalsin en 'n antwoordsin skryf. Okay, en dan die laaste vraag, hoeveel spandeer jy op die 3 trye, so op al 3 trye, indien jy die afslag ontvang? So nou het ons 'n paar vrae al hanteer. In vraag 1 het ons vasgestel wat is die volle koste, en in vraag 3 het ons vasgestel wat is die afslagbedrag. So ons wil eintlik net basies vasstel, wat is vraag 1 se antwoord, minus vraag 3 se antwoord. So die totaal, hoeveel spandeer jy op die 3 trye, so die totaal spandeer met afslag is gelyk aan, so dis basies my volle koste minus my afslagbedrag. Okay, so in vraag 1 het ons vasgestel die volle koste is R5.500 en ons afslag het ons vasgestel was R940. So dan is die totaal spandeer met afslag R5.500 minus 940 en dit gee vir ons R4.560. Doen net altyd 'n logika toets op jou werk om net te kyk, maak dit sin of maak dit nie sin nie. So 'n logika toetsie sê net vir ons daar, wel my 940 is baie amper gelyk aan R1.000, né? So as ek R5.500 minus R1.000 moet my antwoord min of meer R5.500 minus R1.000 wees, en dit is ongeveer R4.500. Is R4.560 naby aan R4.500? Absoluut. So daai maak definitief 100% logies sin. So R5.500 minus 940 is hoeveel spandeer jy dan na die afslag ontvang is. So totaal spandeer met afslag, so jy spandeer in totaal R4.560. Punt daarvoor dat jy kon vasstel dat dit 'n minusom is, en punt daarvoor vir jou antwoord weer eens of daar of deel van daai, waarskynlik net 2 punte. As hierdie video vir jou gehelp het, as jy dit geniet het, laat weet asseblief vir ons in die comments en laat weet vir ons waarmee jy dalk nog sukkel dat ons vir jou video's kan maak oor daai spesifieke area. Like die video's, deel dit met 'n vriend en mag jy springbokke wen en mag ons nog baie springbok trye koop op afslag. Geniet die volgende een.